Kan ek nou maar Jules gedraf jou die. Right. Welkom terug julle. Ons is amptelik in die maand wat ons moes nou net vir ons gaan celebrate extra. En ons is very blessed om 'n pragtige panel vandag in die studio te hê. En ons is op episode 86. En julle weet mos ek is Miss E. Die pragtige dames gaan hulle nou net voorstel. Ons begin gou met ons word of the podcast. Okay, so Colossians 2 verse 6 and 7 is wat ek nou oopgemaak het. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to love in Him, rooted, built up in Him, strengthened in faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. So, ek dink vir ons as vroue moet ons regtig dankbaar is dat ons okay is en veilig is en die gebed wat jy gedoen het sluit so mooi aan oor in alle seisoene moet ons dankbaar wees. So daar is ons word of the podcast. Julle kan verder gaan lees en net bietjie journal. En nou gee ek 'n geleentheid vir hierdie girls om hulle voor te stel. So hallo julle, my naam is Nicole van Wyk. Ek is van Vredenburg. Ja. Okay. Hallo julle, ek is Sarika Anthony, ek is van Vredenburg. Goeiedag sê julle. Ek is Afika Anthony, ek is van Vredenburg. Dus soos julle sien, ons het die hele Vredenburg in die huis. En vandag gaan ons bietjie praat oor Nicole en die span se besigheid. En Nicole gaan vir ons bietjie meer detail gee oor die droom wat sy gehad het en nou is dit amptelike realiteit. Waar het jy begin, Nicole? Het jy net een oggend opgestaan en gesê, this is it? Ja, dat het actually begin laas jaar wat ek die droom gekry het, maar vir my was dit amper so, die assignment was te groot vir my gewees, en ek wou nie aangewys het he. Ek het die altyd getry weghardloop van het, but eventually die jaar het God vir my soos in rustig kom maak, en ek het eendag, toe gaan ek saam met my ma, met my vriend aan, by 'n restaurant en die dame vra vir my, kan sy vir my iets vra? En ek sê vir haar ja. En sy vra vir my, waar koop jy hierdie klere? En ek sê, dit is my eie. En sy kon nie glo nie. Sy sê vir my nou, verkoop jy dit of so? En dit is waar ek begin besef dat ek dink mense sien dit, but actually dit doen. En toe begin ek om my standpunt maar op te tel en maar my brein te begin. In jou journey te begin. Yeah. Dit is vir my so amazing. Ek hoor the relationship met die Here en dit is beautiful. En dis iets wat ons altyd ook glo in die podcast dat wat ons hier uitsit moet die volgende inspireer. Yeah. Nou julle twee girls, hoe vat julle in die puzzle? Wat is julle rol? So, hoe ek invit of hoe ek my koneksie met die besigheid vind is dat wanneer sy bede as hulle begin dit weet dat like 'n naam waar uit dit kom. Nee? En omdat ek bekeer is en gedoop is, voel ek baie connected aan haar. Okay. Because hy God het deur 'n droom gepraat. Nee, en hy werk op verskillende maniere. Yes. So op 'n einde van die dag wat 'n stap ons gevat, moet ons altyd God eers sit. So Yes. dit is hoe ek voel ek is connected. So amazing. En jy? Soos sy nog gesê het, God eerste. En ek kan hoor julle drie journey met die Here. En ek love it so want julle is so jonk en so pragtig. Nou wil ek weet wie koop by julle? Wie is julle support? Familie, vriende? Waar is julle target market? So op die oomblik, omdat ons begin, is dit nou mense wat like vir ons ken. Soos nou huidelik mense wat nou vir my ken, wat my support. Maar ek weet nie waar toe dit gaan lei nie, but ek gaan met die experience gaan, maar ons target is jong mense, mense wat nog probeer om iets te bereik in die lewe, die wat nog droom, mense wat werk en voel iets na werk doen, mense wat voel hulle is af en hulle wil graag iets hê wat hulle remind om te kan achieve, soos basically jong mense en mense in hulle titties wat nou deur life experience is. So sit julle boodskappe op of is dit net julle brand of ons sit boodskappe op. Okay, is daar iets wat 'n boodskap op het, theorie? Ek het dit saamgebring. Well, okay. Maar soos is inspirational boodskappe. En dan is dit nou soos t-shirts, hoodies, Ja. whatever you want, julle rokke ook.
Ons het hier ook nie, ons doen net tracksuits, hoodies, t-shirts, kippies en bags. Lekker relaxed. Jy is 'n registered business, right? Ek wil nou net vra, hoe doen julle marketing? Draai julle eie brand of doen julle pop-up stores? Soos ons dra ons eie brands en dan doen ons op social media. TikTok is waar ek sien waar ons baie ook kry. Okay. So ons is baie op TikTok en op Facebook, maar Facebook is nog nie so erg soos TikTok is nou nie, but ons is op TikTok en ons dra basically se klere en daar is hoe ons het promote. Ek wil nog vir jou vra, het jy nou al by die government entities al aansoek gedoen vir funding? Ek het nog eens. Soos by Safety NYDA, want jy is 'n youth, nee? Dit is iets wat jy moet bietjie na kyk, omdat daar is dienste en veral jy wat jy is 'n geregistreerde business, so veral nou in vroue maand wil ek almal inspireer om na Safety toe te gaan en NYDA en te kyk watter produkte hulle het wat vir jou kan help. Soos ek weet NYDA doen die 5-day business course training wat jy moet doen. Daar's verskillende goed wat jy eers moet doen voordat jy kan aansoek doen vir 'n grant en dieselfde by Safety ook. So dit is dalk iets wat jy moet na kyk om jou brand te bou. Want is altyd goed om kap of investment te kry. Nou wil ek sommer nou vra, creative wise, het jy al gedink om like 'n pop-up store te doen in die mall? Ja, ons het jy dit al gedoen? Ons wil probeer om by die mall like amper soos kan ek 'n stolkie staan en so van ek voel baie mense wat staan ek sal nie wou oor die brein gaan nie. Yes. So ek wil like uitgaan om dit te gaan doen. Verstaan? Ja. Maar soms dit wil dit vir my like my tyd is beperk, like ek het nie genoeg tyd nie. Nou wil ek verstaan, maar Nicole, doen jy net nie? Nee. Doen julle dit net nie? Ek weet jy's in die skool, jy's in die college. En ek werk. Jy werk, so dis jou like Dat doen jou ek after hour. after hour. En dit wil gedoen wees, nie? Ja. So time management, miskien kan jy vir my tips gee. My time management. Dit is nie easy nie. Dit is nie. So vir my is dit amper so ek kan nie dat is al by wat God vir my gegee het. So ek het geweet waar om te begin te. Ek het nie resources gehad om eerlik te wees en ek het die Kaap rondgehaal op 'n kool. Wow. En ek het op 'n punt gestaan en gesê, Here, wat ek kan doen, ek wil die begin. En U het vir my gevra om dit te doen, so lei my nou. En vandag het ek mense wat ek in die Kaap ken, deur die wat ek doen, mense wat vir my nou, like, my materials en alles daai doen. En ja, maar om eerlik te wees om te werk, om 4 o'clock uit te is, ek kom 7 o'clock by die huis en dan moet ek nog op TikTok verder vir my mense aandag. As die jokes sê, het is regtig harde werk. Dit wil gedoen wees, but well done, you're doing it. Nou wil ek weet soos jou, ek sien dis embroidery, nee? Ja. En dan die t-shirt is print. Ja. So waar doen jy dit? Doen jy dit self of? Die embroidery, alles doen ek by die fabriek wat vir my supply met my materiaal. Oh, okay. So soos die hoodie is wat jy self laat maak. Ons maak het self, maar die embroidery doen my hulle dit. Die fabriek. Ja, kom ons praat gou pryse. Wat is jou prysklas? So omdat ek het gekyk aan die materiaal, ek wil nie iets hê wat gou kan damage. So is fully cotton materiaal. Nice. Fully cotton en die name wil ek het gedink altyd as ek 'n t-shirt of 'n hoodie gekoop het en is like printed en jy was dit dan Yes. fyn dit gou en so dat is hoekom ek die naam embroidered so dat ek weet dat is kwaliteit. So Come on. so my ja, die hele tracksuit is actually R900, maar ek het nou 'n launching special wat $799 is. Okay. Ja. Julle hoor as 'n special. en op watter platforms het genoem TikTok en Facebook? Het jy 'n WhatsApp, 'n WhatsApp channel? Ja, ek het 'n WhatsApp. As jy op my TikTok gaan, my nommer is dat hy's geconnected aan my Wat is jou TikTok handle? my TikTok naam is PTH Clothing. Okay, die company se Ja. naam. Smart. So nou het jy 'n idee. Jy's nog in die skool, so hoe pas jy in om te support met die besigheid? So, hulle sal my bel wanneer ek prys is. Kom om. En dan gaan ek. Okay. Yes, so, om vir haar te support is een van my grootste hobby waarvan ek hou. Amazing. Cause why,
Soos ons kan sien buite, baie bonde was gebreek, familiebonde. En vir my, as dit 'n groot, hoe kan ek sê, groot voorbeeld vir die buitemense om te kan sien, bonde kan nog vasgehou word. Dit is so Verstaan? mooi. En ons connect nie net met praat nie, maar ons connect geestelik ook. Wow, this is Verstaan. beautiful. En So, dis baie rare. Dis En ek is so excited. En nou, dis sisters wat hier sit julle. En dit is vir my amazing want jy sien dit nie baie nie. Soos jy sê bonde is nie meer soos wat dit was back in the day en ek is regtig trots op julle vir die feit dat julle combine powers. Julle is 'n powerful groep ja. Yes, see. En Little Miss wat so stil is. Dus sy sal my bel om te sê kom, ek nodig help. So, Okay. dan gaan ek. So die packaging alles doen julle self en dan deliver julle of hoe maak julle? So ons doen koerier wanneer mense miskien ver bly, Mhm. maar wat naby bly doen ons dit self, ons gaan die lawa self. Nice. Want ek wil graag hê wanneer ek dit gaan die lawa dat die persoon moet 'n video maak om te sê hoekom hy gevoel het om vir my te support, wat dit vir hom inspireer deur my journey. So dit is hoekom ek die mense se packages self gaan die lawa wie Maar nou dit is is. so mooi. en Dis hulle weet. het die energy full. Come on. Hoor hulle met die energy vol. Ek soek 'n pink sweetpak. Met daai julle pink energy. So elke sweetpak het ook sy eie storie wat hy vertel. Elke color het sy eie storie wat hy vertel. Vertel vir ons van die klere. So, ja. BTH se 5 pillars is faith, belief, confidence, abundance and failure. Dit is waar ons pillars uit staan. Wow. So, faith is dat jy moet altyd glo in God se plan vir jou. Belief is dat jy moet glo in jouself dat jy capable of is om dinge te kan achieve wat jy dink is onmoontlik. Sure. En abundance, daar's genoeg sukses vir ons almal daar buite. True. Confidence, dat jy moet altyd confidence hê. Wanneer jy die sweetpak weer moet jy daai confidence, ek het nou 'n bietjie sê het gevoel maar ek het nou wat BTH en so ek is nou Come on, come on. and failure, every setback teach a lesson but it will never be the end of hoe kan ek sê is dit die laaste nie. Dit is your final Ja, destination. dit is die yes. final destination. So dat is waar ons uit bestaan. Ons colors is baby pink, sky blue, brown en off-white. So baby pink is purity en sky blue is kan ek nou alles onthou? Nee, sky blue is faith. Bruin is growth, dat jy kan groei, grow en sukses. En off-white is new beginnings. Okay. En die kan jy agter is wat. So die color, ja, ek het die ander colors ook, maar dat is maar nou net die 4 colors op die pamphlet as die 4 colors wat stories vertel, maar daar is nog ander colors, so swart en alles is daar. Maar dit wie ek love dit. En ek moet pink vat. It's my season. Want weet julle almal sit met goed nê en nie die feit dat julle nou julle journey deel en jy jou business journey glo ek dit sal 'n jong dame daar buite inspireer en julle gee nou weer vir my weer so 'n nuwe fresh hope. There is hope. There is so much hope. Vir vrouens om hulle self te vind. En met daai wil ek vir een en elkeen vra hoe voel julle? En is so nice met julle age differences. Om 'n vrou in Suid-Afrika te wees. Soos vir my, om 'n vrou te wees is baie swaar because daar is baie, kan men sê die woord kritiek op ons. Elke ding wat jy doen word whatsoever. En ons is, jy is safe. 'n Mens kan nie net besluit, ek wil eers na toe gaan en jy ken nie die plekkie van jy weet nie wat kan gebeur nie. En jy moet altyd die vrees hê om iets te doen. Jy kan nie in enige Uber se kar klim en jy weet nie of dit nou daai persoon is nie. Safe, ja. En om 'n vrou in Suid-Afrika te wees, dit is baie tough. Ons moet altyd hoeveel keer dink voor ons iets te kan doen en wat ek voel, it is not fair because why? Die wêreld is vir almal, maar dit is waar ons gaan. Ek weet nie waar die ander jong mense gaan, maar vir my wat ek kan sê is, dit is unsafe regtig buite, maar
dat is hoekom jy moet weet saam wie jy redig kan 'n pad stap. So ja, dat is my. Dit is baie taaf om 'n vrou te wees. Verduidelik die toughness. Sorry guys, sorry. Safika. Kan mens u die question weer oor vra? Hoe is dit om 'n vrou in Suid-Afrika te wees? So Jy's 'n vir jong my- dame. Okay. So vir my om 'n vrou in Suid-Afrika te wees, hoe ek voel my experience. Soms voel ek veilig en daar is mos nou soms waar ons nie veilig voel nie. Like die goed waardeur ons sien buite wat gebeur met vroue, met baie vroue. En waardeur baie vroue gaan. Like ek meen marriages, like waardeur hulle gaan. So vir my voel ek op 'n stadium veilig, maar ook nie veilig nie. So ja. Ek hoor jou. Nou wil ek vra, independence, wat beteken being a independent woman? Wat beteken dit vir jou? Vir my independent vir my like ek moet kan staat maak op myself. Nee. Ek moet kan op myself depend because my mense stel te leer. Verstaan? En op die einde van die dag is dit net jy en jou eie sakkie. Jou eie boksie wat jy moet dra, verstaan? So op die einde van die dag moet jy as vrou independent wees. So ja. Okay, so jy promote independence en jy Nicole? So my independent is ja. Like ek voel baie van ons moet op ons eie staan, van ek voel daar's baie vrou mense wat miskien is independent, my ma is independent, my aunties en my ouma, en independensie van my is dit amper so dat ek moet kan weet dat ek kan op my eie pad loop, You can be sonder okay, om te worry van wie gaan nou dit vir my doen of so. Ek wil nie daai worries hê nie. En dit is hoekom ek gevoel het ek begin iets wat ek weet dit is, ek kan my eie pad loop, dit is wat ek vir myself bou. Jy bou aan iets, Ja. So independence, want ek voel baie vroumense word abused omdat hulle miskien afhanklik is van mansmense. Jy moet alles vra of wat, en dit is waar die abuse inkom in verhoudings, wanneer jy moet depend op iemand en dan kan die persoon net maak en doen soos hy wil saam met jou, en dat is hoekom ek voel dat ek wil independent wees, want dat ek weet nou met wie uitloop of ek kom, Yes. dat ek staan. You will be standing. Ja. Dat is baie belangrik. Jou sussie daar, sy is baie ver. Waar is sy? Sy is een op social media wat sy sal net dans, maar sy gaan nie praat nie. Okay, so sy is nie much of it. Maar jy moet nou iets sê. Alles het een sinnetjie. Oor jou independence. Hoe's college lewe? Dit is baie taaf om 'n student te wees. Nee, Baie. ek wil graag weet, want hy's 'n baie diep baie. Okay, dan sal jy nie onder druk sit nie. Oh, wat ons is dit jou. Ja, ons is, it's a safe space, you know, it's a safe space. Maar is ook okay as jy nie wil praat nie. Sy is baie skam. Right, ons maak mos al gereed vir Summer Vibes. Het julle alle catalog vir die somer, t-shirt wise. Ja, Julle sal moet rokkies opmaak. Ek is 'n rokkie man. Soek 'n rokkie mens. So asseblief. so ja, vir summer gaan ons die t-shirts launch en shorts en die kippies. Okay. Dit is ook 'n summer collection wat ons gaan launch vir die summer. En ja, daar is also weer wat ek Nou kan sê, okay, ons is excited vir hy launch. En nou, jy het gesê jy het 'n online store. Nou verduidelik gou vir ons almal, hoe werk dit? Hoe maak ons? So op die online store, op my TikTok page is die link daar. Okay. So jy kan druk op die link en dan gaan jy op die store gaan waar jy nou vir ons twee gaan sien op die. So daar wys dit die colors en jou size en daaronder staan
order on WhatsApp. So dan druk jy order on WhatsApp, dan kom dit deur by my. Okay. Dat jy wil order, dan sê jy net vir my jou size en jou color. So dit is hoe jy in kontak met my kan kom, so dat ek kan weet om vir jou 'n order in te sit. Okay. En op die die catalog is daar. Wat jy kan view. Ja, Alle goedjies is kan daar. view. Daar is nog 'n paar goed wat ek moet doen, ook nog daarop, maar daar is, ek het van die naam wat jy up close sien, en van die hoodies en die tracksuits. Oh, nice. Alles is daar so. En daai En doen die jy. story van ons brand. Okay, dis beautiful. So daai doen jy alles self. Ja. Jy het nie 'n administrator nie. En dit is 'n klomp werk, nee. Dus. Sure. Much respect for you. Jy is mos nou 'n besigheidsvrou. En hoe ervaar jy daai being a businesswoman, wat die mense jou koop toe? Vir alles jy moet loop negotiate vir aankoop en sulke goeders. Susan, kan ek sê, is nie easy nie, om eerlik te wees. Baie mense wat jou geken het, gaan jou nog kritiek gee. Amper so, hulle dink jy kan dit doen, of whatsoever nie. Dit is ook bietjie swaar om te, kan ek sê, veral as jy iets moet doen wat jy nie kan deny nie, en dit bly hier. Is baie swaar, maar daar is mense wat ek sien, ek raak. Baie mense wat vir my, van ek wys, ja, ek experience wat ek doen. Ek wil nie vir mense wys net die good times van my business, hoe alles smooth gaan nie. Ek wil eer moet sien experience, Jou real journey. Yes. om vir hulle te motivate, dat as ek het kan doen, kan jy dit ook doen, verstaan nie? So vir my, ek vat elke klip, ek het nodig, wat ek het die werk het loop, wat ek Kaap toe gegaan het, ek het vandag uit die Kaap het gekom. Okay. Wow. En wel gewys so gaan doen, ek het na my werksure, gaan ek Kaap doen, ek gaan doen my goed in die Kaap en ek kom die kant toe. En dan kom werk ek weer môre, en het is nie easy nie. Ek sal nie sê, dat is, baie mense gedink is net so, dit is nie net so nie. Vir my was het, toe ek begin het met die journey, onthou ek het niemand geken nie, ek het absoluut niemand geken nie. Ek het Kaap toe gegaan, en ek het net begin research doen, maar ek het myself op 'n point verloor, en gesê, ek dink dit is vir my nie, because ek weet nie waar om te begin. Ja. En ek wou opgegee het, maar hulle het vir my remind, hoekom moet ek nie opgee nie? Come on. Altyd. En toe ek het weer aangevat. Ek het weer Kaap toe gaan, ek het die mense ontmoet by die fabriek. En wat vir my regtig my hart gesteel het, is toe hulle vir my gesien het, toe ek daar gekom het, het ek niks van niks geweet nie. Ek het geweet wat is G's en meters en whatsoever. Come on, and now you know. Check the growth. Check the growth. En ek het het gesê, ek is jou materiaal te kry. Maar ek weet nie wat julle wat nou praat nie, maar gelukkig die designer het vir my gesê, Nicole vraag vir so en so, en dan toe vraag ek vir hulle. En toe gaan ek weer nou dag my nog materiaal te gedaan en die tracksuits, wat hulle die logo skrap gesit het, en ek het een aangehad, en sy sê vir my, weet jy, hoe groot inspiration is jy van my, sê sy, van ek weet, sy was 'n meisiekind toe, jy gekom het, wat los gewees het, sy weet nie wat om te doen nie, maar jy het dit goed kom koop, en vandag het sy jou hele tracksuit aan, like, sy is 'n regtig groot inspiration, en ek hoop dat baie jong mense kan sien, om iets te, baie mense dink om iets te doen, het gaan baie maklik is, maar actually, wat ek wil regtig sê is dat jy moet altyd glo op God. Glo op God, but het wil nie sê as jy gaat glo op God, dat die journey gaat smooth wees nie. Nee, het gaan nie, daar gaan bumpy roads is, maar op 'n einde van die dag, dit shape vir jou, dit leer vir jou lesse, deur jou failures. Come on. Daai kan ek sê, ek het hoeveel keer, vandag het ook so, was een van die dae wat ek 'n bietjie afgevoel voordat ek hier toe gekom het, van ek het nie 'n way gehad om te kom nie. En so dat is een van die dinge, maar wat jy moet doen is maar net glo en deure druk. En ek het dit daar op die bank gesit, ek het geweet wat om te doen nie. Maar ek het net gesê, ja, dat is mos 'n ease bestuur, ek weet nie wat om te doen, en hier sit ek, want nou, nadat ek gesê dat ek kan nie meer kom nie, regtig so, dat is 'n journey.
Dit is 'n journey. En dit wil gedoen wees, Nicole, en Ja. ek moet jou high five, man. Come on. Jy sien, ek voel so excited vir julle. Ek wil nou gou vinnig vra, het julle al, of het julle nou al bad experiences gehad met kliënte? Nee. Of is it all positive? It's all good? Sit op social media definitief wanneer ons live is. Nee. Ja. Share so 'n bietjie, ek sal nooit mens verstaan nie. En is dit vroumense? Ons weet regtig nie. Sy moet nou dag 'n paar mense geban het van ons live af. Nee, So is net op social media. dis sad. Mm. Nou wil ek 'n ander vraag. Vra die mense afslag of betaal hulle die prys? Hulle vra Of negotiate hulle discount? Wow. Ek sal nooit hy verstaan nie, want ek kan nie in Adidas gaan en sê ek wil nou $2.99 betaal nie. Hulle vra. Why? Ons mense, ons moet regkom asseblief. Kom ons support fully van die begin af en los daai, because it's a business, nee? Ja. En daar's dan ook maar ek ken vir jou en nee, as jy nou sê dat dis hoe dit werk as jou besigheid maar nou jy vir jou so en so dis So het jy nou al hierdie max gekry van 'n general Ja. business het nou. by jou. Wow. Maar nou daai wil ek sê dis deel van groei as jy beweeg en is maar met jou spiritual journey ook. Hoe meer jy groei en dan hoe kleiner raak jou sirkel. Tot daar nie meer 'n Ons sirkel. het nie verander nie met ons drie. Ons So het julle mekaar kan maar verander. dit is deel van growth. En ek wil dit vandag sê, you will always keep on losing people. As jy regtig goal-oriented is en jy wil gehoorsaam wees, dit is nie 'n maklike journey nie, maar dis iets wat ek kan boldly sê waar ek nou is. I don't regret a thing. Alles ek alleen, but I know that I'm good with God. Dis vir my die belangrikste. En daar's iets wat ek altyd sal sê is I can't do wrong moves now. Ek kom te ver. Ja. Ek het dit hier baie gegaan. En ek is so bly dat ek dit met julle kan deel, because julle is nog so jonk en pragtig. So op die einde van die dag, die Here honor gehoorsaamheid en hy honor dit op 'n baie amazing way dat jy net moet sê wow. Wow. Jy het die woorde nie. En dit is wat dit so mooi maak en julle besef nie hoe julle vir my hoop kom gee, want soms sit jy so klomp goed daar buite en dan wonder jy Gaan dit ooit? ja, en julle is so pragtig jonk en net die feit dat julle wysheid nou al het, you gonna break barriers. Julle gaan regtig mountains move en die band wat julle het, bid ek net dat God julle eenheid sal versterk en hou en as die aanvalle kom dat julle staande sal bly, because attacks will come. Maar Welcome. How do we just need to stay in the battlefield? dit is die ander flip side en julle weet mos nou maar die vyand soek iets moois hier. So vir my is dit net keep your focus. Is daai is die Ek sê belangrikste. vir hulle aan mekaar, whenever daar is miskien 'n slegte kom, die vyand wou veel probeer om weghou van jou ding af aan Ja. in status, verstaan? Want nou soms dit wel die vyand het sy moet weet wat is jou goal of wat gaan jy bereik. Verstaan? En dan kom hy aan mekaar iets voorgee, iets elke Yes. keer 'n ding en 'n ding en Hierdie little distractions. yes. Come on. Ek dink ons moet iewers saam met women saam met hou julle moet definitief deel is van dit en dan kan julle uitstel ook. Want dit is 'n toekomstige plan wat ons wil hê, wat ons networking doen net met upcoming businesses. Ek het Vrydag so iets genoem in 'n vergadering wat ek was. Ons skep hier regtig platforms. Ons promote heeltyd hier's die platforms wat jy kan apply, maar ons is die mentors wat sê ek gaan my tyd vir jou gee en saam met jou mentor en sê okay, dit is wat jy nog kan doen om jou brand te bou. Waar sien jy jouself nou in 5 jaar? Dit Of is my julle. plan. Die plan is 5 jaar, het ek myself gesê. Ek wil ook short term goal het van dan gaan dit vir myself amper so ek moet dit nou daai Ja, tyd ja. doen. So ek het gesê 5 jaar. 5 jaar wil ek kan able wees om 'n winkel op te maak. Dit is my goal. Come on. So ek wil 'n winkel oopmaak. Oor 5 jaar en ek wil hê my brand moet genoem wees. Like mense moet dit ken en die rede
oor die brand, die story behind the brand. So, van my, oor 5 jaar, ek wil graag 'n winkel hê, oor 5 jaar. In jou 5 jaar. Jy moet nou iets sê. Want jy maak klaar, jy graduate. Wanneer graduate jy? Dis my laaste jaar. Nee, come on. Dan moet jy maar sê wat jy gaan doen. Sy sê hair salons. Die salon oopmaak. Yes. Maar jy kan het doen. Doen jy self jou hare? Blauw siya. Yes. Blauw. Okay. Nee, nou doen daai. Volg jou dream en jy's nog Vir my oor 5 jaar. Ek het nog nie 3 jaar voor skool. jy's mos nog op die skoolbanke. Maar vir my op college study waar Jy wil definitief gaan studeer as jy klaar is. yes. Het jy al 'n idee wat jy Ek wil 'n professionele massage wees. Nee. Asseblief hou my details. Ek wil jou eerste kliënt wees. Maar nou wil ek vir julle girls vra, wat doen julle weekends? Wat doen julle om te relax? Want julle is op 'n ander level, so you don't do what the world do of is ek verkeerd. Ons wat fotoshoots. Okay, wat ek doen in die weekends is like soos baie kere omdat ek op Western is en ek weet of julle al my gesien het op TikTok, maar ek preek. Ek wil sê jou gesig ek like baie cute. So baie van die weekends word ek uitgenooi na 'n event toe en dan kry ek platform. Oh, lovely. Yes. So ek doen daai baie van my tyd en baie van my tyd is ek by hulle. Simpel maar. So julle is baie by mekaar. Yes. Dis beautiful. En meeste van die tyd wanneer ek by die huis is en dan doen ons fotoshoots en die brand se goed is. Ja, you En eat videos. sleep. Ja. Eat sleep the brand. Van, Because you building dice quite. dan is ons by die mall, dan is ons in Sultan. Ons is so strewe oral. Met die Ek is- sakke. Kyk, ek sien die sak en die sak sê, wow, sal julle, like rare girls. Wow. Ek wil nou van een en elkeen van julle hoor. Hoe voel julle oor vrouens? Dink julle vrouens support mekaar? Nee, 100% team. Van experiences nou. Baie van ons vroumense wil mekaar probeer afbreek. Ons is happy vir die ander person nie, want jy voel die sukses moet jou nou gewys het. En ek dink like ons almal support mekaar. Daar is goeies uitgesluit. Daar is van vroumense wat mekaar support, maar daar is ook baie wat vir jou wil probeer afbreek. Verstaan? Sure, het is baie hartseer. Maar dit is 'n realiteit. Dit is 'n reality. So ek is op skool en ek sien mos nou wat in my klas aangaan. So op die einde van die dag is baie vroumense wat mekaar afbreek. Because sy weet nog nie wat as jou actually waarde nie. Sy het dit nog nie, sy het dit nog nie Ontdek. ontdek. So op die einde van die dag breek julle mekaar af en dan weet hulle nie wat hulle doen aan mekaar nie. So ek try maar net om elke ding wat ek kry om te help wat ek kan. Verstaan? So wanneer daar vraag kom, support vroue mekaar, sal ek ook sê 50-50. 50. Sê jy ook 50-50. 50. Jy is baie stil. Ek hoop na die podcast sal jy meer praat. Dit apparaat. As ons so klaar is en jy praat, dan gaan jy record oor. Ladies, ek wil nou van een en elkeen hoor, as jy vir jou jonger self 'n boodskap kon gee, en ek kan julle 'n paar minute gee om net te dink, wat sou jy vir jou younger self gesê het? Ek sal so 'n video gemaak. Nee, great. Ek wil net sê vir my jonger self dat ek is bly dat maak nie saak waar jy daar gekom het nie, dat ons het gedoen het. Yes. Dat ons finally begin het met dit wat ons altyd wou gedoen het. En dat ek baie trots is op jou. Dat jy altyd vir my remind het aan onthou ons was baie ambitious soos jong gewees het en dat jy altyd daai gedeelte in my gehou het om vir my te wys Nicole, sy is die sterk meisie wie jy toe jy kleiner gewees het gedink het jy is die vrou en ek wil net vir jou sê baie dankie dat jy altyd my remind wie jy is en om altyd laat onthou hoe sterk en dinge wat ons deurgekom het kon geoorkom het om vandag te kom waar ons is.
So ek is baie proud op jou. Come on. Hy So, arme ja. Sarika. Wat moet ek vir my jonger self sê? Want nou soms sit ons self deur goed wanneer ons jonk is, dit is ons self deur goed. En dan vergeet ons om onsself vergifnis te vra. So, eerstens sal ek myself vergifnis vra waar ek myself gesit het. Ja. Behind the scenes, wanneer agter die skerms. En ja, ek is proud waar ek vandag is. Het was nie maklik nie. Het was moeilik, maar ek het dit gemaak. Ons het dit gemaak. Come on. Ja, ons het dit gemaak. Penny sê nie. Ai, nou Sarika. Sê gaan. Sê gaan, was nog daar kom. Ja. You will get there Gaan eventually. gewoon raak. Ek wil, het julle boyfriends? Is julle single? Ek het 'n boyfriend. Jy 'n boyfriend? Single. Nou, laat pak toe. Amerika. Is julle pa bystreng? Married with my My father. pa was my pa altyd, Nikkie, of jy iets sê. Ek gaan nie skool toe kon jy terug. Ja, dink ek, wat het ek nou weer? My pa is baie sterk. Ek het eers wat ek begin 21 raak, dus ek allow om maar my pa altyd. Nee. En dat is Sy hoe ek weet waar die ander gaan. Shame. Maar nou jy's nou ouster, so jy moet nou actually was nou vir jou pa sê like lean way gee. Waarom hy sê sy meisiekinders is hy troufies. Sy kan nie. Wow. Hy sê nie sy meisiekinders nie, want ja, hy hoe kan ek sê, maar hy weet hoe vroumense seer gekry het en goed. Dat is hoekom hy so So julle is beskerm definitief daddy's girls, né? Yes. Beautiful. Maar nou wil ek vir jou vra, jou boyfriend support hy jou Ja. en wat is sy rol? So my boyfriend, hy support my baie wat kom by in die Kaap en die vervoerery en die goed gaan haal. So hy doen alles daai vir my daai kant van ek is mos nou hier en ek werk die kant. So hy is meestal net daar en hy doen al daai goed daar vir my. So wanneer ek dan toe gaan ek haal ek dit in die hom Okay. en dit is hoe ek goed kry, maar hoe die orders en hy goed met kollek doen hy alles vir my. En hy sê my altyd onthou moenie opgee nie. Ek weet sy voel nie lekker nie, but sy weet Ja, jy keep moet dit pushing, druk, ja. en sy ouers en sy suster support my ook baie. Reda waar, ek is baie te mense soos die op my pad ontmoet. Want voorheen sy experience was Was die nice? snot. Oh wow. Ja, ek dink ons almal het one of those. Maar julle is mos nou not there, so ons kan praat. Maar dit maak jou sterker op die einde van die dag. Ja, Nou wil ek vir jou vra, bestuur jy self? die vervoer. Het jy nog 'n lisensie? Nog nie license. Ek wil jou nou challenge om jou lisensie te kry asseblief. Dit is baie belangrik vir 'n besigheidsvrou om te kan bestuur. Dit is baie belangrik. Ek wil actually die gaan my kan ry. Ek kan Okay, maar dan moet jy jou papiere kry dat jy legal op die pad is. sorry. Kry jou landes. En Ja. reeds ek daai is my challenge vir jou. So as ons weer mekaar ontmoet, gaan ek jou definitief vra hoe ver is jy met jou license. And that is part of growth. Ja. Ja, is daar 'n laaste boodskap wat julle vir ons kykers wil gee vir die vroue maand en net vir inspiration? Ja, ek mag. You can go. So guys, ek wil net vir julle sê, dit maak nie saak jou omstandighede en waar jy in is vandag nie, dat jy kan uitkom uit waar jy is vandag. As jy glo en jy glo in jouself en hoe jy jouself dra, is alles possible. Dit wil nie sê dit is easy nie, dit is nie easy nie, dit is baie swaar, maar wat ek vir julle wil sê en wat ja, my boodskap aan julle is dat ek wil net hê julle moet probeer dit. Jy gaan nooit weet as jy nie probeer nie. Want jy gaat altyd wonder, sou ek het gemaak het of nie. Wat ek vir jou wil doen is, sê is, dat doen het, ons weet nie waar, the unknown path is always the scariest, but you never know where it will lead you at the end Wow. of the day. So,
ek wil net hê what doesn't matter wat 'n droom jy het. I like it vir mense impossible, maar alles in God se oë is possible en jy kan dit doen. Sure. Dankie, Nicole. Okay, al wat ek vir die mense daar buite wil sê is dat het jy geloof soos die vrou wat 12 jaar in bloedvloed gelei het. Wow. Al ek geloof soos 'n mosterdsaadjie. Sure. Het jy geloof. En weet met God aan jou sy kan jy dit bereik. Yes. Kort en kragtig. Moet ons nog maar waarsku. I'm sorry. Maar goed, maar voor ons afsluit wil ek gou vra, het daar mense na jou toe gekom en gesê, nee meisie, jy Ja, ek het baie kritiek gekry. Hoe kan ek sê, ek het dit stil gehou vir 'n tyd, want ek was bang vir die afguns, so ek het dit stil gehou. Maar ongelukkig het God mos 'n manier wat hy vir jou sê, is nou tyd vir jou om te Paul te praat, Ja. yes. en dat het begin met die fotoshoot wat ons gedoen het, die video's, toe het ek opgeblou op TikTok. Sure. So dit is waar ek begin gesien gewys het en dat mense daarvan geweet het. En eendag by die, ek wil nou nie naam of so doen nie, maar eendag toe het ek 'n encounter gehad met iemand en die persoon sê vir my, ek sien jy is besig met jou eie clothing brand en hoekom doen jy nie jou clothing brand by jou werksplek of so nie, like, en ek het baie afgevoel en ek het gesê, as jy nie weet waarvan jy praat nie, dan hou jou mond as jy niets goed het om te sê nie. Wat vir hom actually baie bad laat voel, maar ek voel, as jy nie verstaan hoekom ek het begin te doen, onthou, toe ek die begin het, and my life experience, even though ek jonk is, was bad. My ouers was nie meer saam nie, so vir my was 'n bumpy road en ek het 'n baie relationship met my ouers, wat baie kinders met hulle ouers het nie. En Oh, awesome. Such a thing. so ja. So dit is een van die redes. Ek wou altyd 'n verhouding gehad het met my ma. Wat tot vandag toe bietjie onmoontlik is om te hê. En soms kyk ek vir hulle so by hulle ma en dan wens ek kan daai gehad het. So, dat is ook ek die gebouw het van iets wat ek kan vashou, Sure. wat ek vir my kan verlaat. Ek het altyd het gevoel, ek wil die support gehad het van mense, wat baie mense wat ek vertrou het en het my seer gemaak. En ja, en ek het dit begin alleen. Ek het geweet waar tot my lyn nie. Maar dit is wat my, hoe kan ek sê, wat my die krag gee om aan te hou. Vanuit remind my, die boodskap wat ek wil uitstuur is wat ook vir my remind. Hoekom moet ek aanhou wanneer mense voel hulle is af? Yes. Dat moet vir hulle remind, Nicole het dat tegengegaan en dat is ook wat vir my hou daar so. So ja. Kan ek vir jou iets sê? Ek is so trots op jou dat jy praat hieroor. Dis deel van taking your power back. En het is nie maklik om 'n mamma wond te hê nie, want jou ma moet jou protector is. En soms verstaan jy nie dalk hoekom die Here seker goed toelaat nie. Maar ek glo in die toekoms sal jy die Here gee jou twee pragtige sissies wat jou omgord, wat met jou is en wat baie lief is vir jou, want 'n mens kan dit sien. En daai is amper soos die plaster. Dinge gaan okay wees. En bid. Gebed help. Soms kom die vyand maar hy vra die hele tyd hoekom en rejection is real.
rejection is real en dit het 'n impak op jou as 'n vrou. Maar 'n mens begin journeys en die is 'n baie powerful journey wat jy begin het om jou krag terug te vat. Om iets daar buite te sit wat uit pyn gebore is. Nie almal kan dit doen nie. En jy sien klaar God se purpose because it's not just about you. Dit gaan oor die seer wat hier buite ook is. En daai is victory, sussie. Daai is victory en die Here gaan jou so groot seën en jou grondgebied so groot vergroot. Want eendag as ons weer praat, dan kan jy sê, wow. Looking back, wow. Die trane was nie moeite werd. Maar jy is 'n stunning mens. Julle Aldries, julle is pragtig. Maar dankie Nicole dat jy dit met ons deel. Om seer te het is nie lekker nie. Is eina dit maak seer en soms praat mense daaroor nie. Maar net dat jy vandag dit gedoen het, eer ek Here voor, want dalk het iemand daar buite dit nodig. Ek sê altyd elke liewe dag hier die Here geleentheid wat jy iemand of nader trek of wegstoot van God. En dit wat jy nou vandag gedoen het is baie bold. And I honor you for that. Want het is nie maklik nie. Ek val my saam en ek mag nog nie heilig. Ek was sterk met julle. But ja, ek is excited want ek wil regtig saam met julle journey. As ek 'n mentorrol kan speel, sal ek dit met liefde doen om jou net te guide, om jou brein te bou en te kyk waar jy kan funding kry. Want die geleenthede is daar buite. Susan, ek sal dit baie appreciate. Hierdie brein ek begin met my salary elke maand. Wow. So ek het elke maand ingesit. Alles wat ek doen is met my eie. Om dit uit te kry. Want ek moet. Dis 'n moet. Dit is jou vision wat die Here gegee het en sukses is jou portion. Putting in the work, jy gaan nie, you know what is I wat say you reap the labor of the harvest of your labor, the fruit of your labor, daai gedeelte. Julle sit in die werk, so julle sal die fruits reap. Is jy okay? Ja. Okay. Guys, what a moment. Julle weet mos maar dinge unfold soos dit moet unfold. Ek is baie blessed om hierdie girls op die couch te hê. Hulle het my inspireer en ek hoop julle is geïnspireer. Dit is nou 'n official wrap vir episode 86. En weer eens dankie vir een en elkeen wat like, subscribe en share. Ons waardeer julle en ons sien julle. It's a wrap. Kom dan, moet ek jou nie terug.